Maar ja, baie welkom julle. Baie dankie vir julle tyd. Ek is so bly om julle almal hier so te hê. Ek hoop regtig vanaand gaan vir julle insiggewend wees. So ja, dankie vir julle tyd. Ek waardeer dit. Ek gaan sommer hier net na my PowerPoint toe gaan. Dan kan ons wegspring. So ja, hier's vanaand se praatjie. Ek weet nie hoe julle my gesig kan sien nie. Net gou aan. Ek wil net ek moet sekerlik die screen share. Daar's hy. You are sharing, okay, wonderlik. Kom ons gaan daar na die PowerPoint toe. En dan maak ons so. Daar's hy. Okay, great. So ja, dis vanaand se praatjie, soos wat julle van weet, estrogen dominansie. So ons gaan 'n bietjie gesels oor die simptome van estrogen dominansie en dan hoe neem estrogen toe in ons liggame. As daar 'n tydjie is, kan ons dalk kyk na watse produkte kan help. Maar vir nou is dit waartoe ons commit vir daai twee topics. So ja, net weer vrywarings. Julle vrywarings is baie belangrik. Dit is ons ticket om net te kan sê wat ons wil. Ek sê dit tong in die kies. Maar ja, so hierdie praatjie is saamgestel uit my eie navorsing en eie ervaring. Ek wil julle asseblief uitnooi en aanmoedig, gaan doen julle eie navorsing. Ons kan nie in vandag se tyd net alles wat ons lees en hoor vir soetkoek opneem nie, so asseblief gaan doen julle eie navorsing. Dan estrogen dominansie, die term is nie algemeen bekend in medisine nie. So ons as aptekers het glad nie daarvan geleer nie, baie min dokters weet daarvan. Ons ken die tekens maar die term estrogen dominansie is nie alom bekend nie, nie in Suid-Afrika nie altans, oorsee is dit 'n ding en weet mense baie duidelik daarvan. Dan volgende, die doel van hierdie praatjie is om jou te bemagtig om met kennis oor jou eie liggaam, om kennis te hê oor jou eie liggaam. So dis nie daar om 'n toestand te diagnoseer of te behandel nie. Dit is knowledge is power, dis waaroor hierdie praatjie gaan. Okay, voordat ons daarby gaan, kom ek begin en verduidelik net gou-gou in 'n vrou se liggaam, vir die wat nie weet nie, kom ons kyk net gou-gou hoe werk ons hormone. So vrouens se twee hoofhormone is estrogen en progesteroon, mans is testosteroon. Okay, mans het ook estrogen en progesteroon, maar hulle hoofhormoon is testosteroon. Okay, so die eerste 14 dae van 'n vrou se siklus is estrogen dominant. Dis normaal, dit moet so wees. Estrogen het kardinale funksies in daai 1 tot 14, dag 1 tot 14. Dan ovuleer 'n vrou, hier is nou net basies, julle almal sin is nou nie presies op die dag so nie, hierdie is nou net 'n algehele riglyn, kan ek maar sê. Dan ovuleer 'n vrou en dan op dag 15 tot 28 is progesteroon veronderstel om die hoofhormoon te wees. Hy is dominant, hy moet die meeste wees in daai siklus. As die eier nie bevrug is nie, as die vrou nie swanger is nie, sal sy dan menstrueer. Dis nou vir almal in childbearing years, met ander woorde mense wat dis nou nie vir klein kindertjies nie of mense in die menopause nie, hier is nou in jou jare wat jy wel kan kinders kry. Okay? So ons het iets wat ons noem die estrogenvenster. Dit is nou vanaf 'n dogter of 'n jong meisie begin menstrueer tot en met menopause. Okay, so dit is tipies 13 jaar, 13 dae rond en dan menopause is gewoonlik hier vanaf enige tyd van 45 tot 55. Okay, so daai tydperk noem ons jou estrogenvenster. Dit is die tydperk your childbearing years wanneer jy kan kinders kry, jou vrugbare jare. Maar wat ons in vandag se tyd sien is dat meisies al hoe vroeër begin menstrueer, kindertjies van 8 en 9 begin menstrueer en dan ook vrouens gaan al hoe later in menopause in. So daar's mense wat eers soos partykeer in hulle 60's in menopause ingaan. En dis glad nie normaal nie. Dit klink dalk lekker, maar dit is glad nie normaal nie. Jy wil op 'n stadium nie meer kinders kry nie en dit is wat moet gebeur. So ja, wat sien ons dan? Ons sien, soos ek nou gesê het, jong meisiekies, veral jong dogtertjies wat oorgewig is, begin baie vinnig menstrueer. Ons sien mans wat borste het, wat meer vroulik raak, mans wat borskanker kry, borskanker onder mans neem geweldig toe, en dit is as gevolg van estrogen dominansie. So hierdie is ietsie wat ons nie ligtelik kan opneem nie, ons moet dit aanspreek. Okay, so, ek wil maar net daai agtergrond gegee het. So kom ons gaan na die volgende enetjie toe. Kom ons kyk bietjie na die funksies van estrogen en progesteroon in jou liggaam. So, as ek dit nou gaan deurgaan, gaan dit nou vir julle voel soos estrogen is sleg en progesteroon is goed, maar dis glad nie die geval nie. Ons het albei hormone nodig,
maar daar is 'n baie belangrike balans wat nodig is. En as hierdie balans nie gehandhaaf word nie en een van hulle domineer en dis gewoonlik estrogen, dan kom die probleme. Okay, so estrogen is verantwoordelik vir fibrosistiese borste. Dit is as daar klonte of lumps, sal hulle sê, in jou borste gebeur of ontstaan. Progesteroon beskerm teen fibrosistiese borste. Estrogen verhoog jou liggaamsvet. Progesteroon skakel vet om in energie. Okay, ek kan sien almal begin al klaar van progesteroon nou. Dan is estrogen verantwoordelik vir sout- en waterretensie, met ander woorde vog wat teruggehou word, en dan is progesteroon 'n natuurlike diureticum of hy dryf water af, is die mooi Afrikaans. Estrogen is verantwoordelik vir depressie en hoofpyn. Progesteroon is 'n natuurlike antidepressant en verlig hoofpyn. Estrogen ontwrig jou skildklierfunksie. Ek sal later deur die aand baie meer daaroor praat. Jou skildklier en estrogen het 'n baie belangrike of 'n baie nou verwant is hulle met mekaar. Dan progesteroon fasiliteer jou skildklieraktiwiteit. So hy help jou skildklier aan. Okay. Estrogen verdik jou bloed. Jy sal geneig wees tot bloedklonte. Ek het byvoorbeeld in my eerste trimester het ek bloedklonte gekry. Dit is toevallig, as jy swanger is dit jou trimester waarin jou estrogen die hoogste is, waar jou estrogen baie piek is in jou eerste trimester. Ek het die ou bloedklontjie gekry, of 'n paar, en dan progesteroon ondersteun bloedverdunning. Okay, dit help weer met daai proses. Estrogen verlaag seksdrang, progesteroon verhoog seksdrang, en dan die laaste een, estrogen ontwrig bloedsuikerbeheer. Okay, dit is 'n baie belangrike een. Estrogen maak dat jou bloedsuiker so maak, en progesteroon ondersteun bloedsuikerbeheer. So, die probleem is nie estrogen nie, mense. Die probleem is, as ons nie ons pols hou op estrogen nie, en estrogen ruk hande uit, dan sukkel ons met goed soos borskanker. Ek wil sommer net 'n nota noem oor borskanker. Die mees algemeenste borskanker wat ons kry, is estrogen reseptiewe positiewe kanker. In Engels is dit estrogen positive receptor cancer. Dit beteken dat die kanker leef op estrogen. Dit is soos estrogen voed die kanker. Nou, hoe hulle uitvind jy het daai tipe kanker, of hoe hulle dit uitvind, is hulle doen 'n biopsie van jou borsweefsel. So hulle trek nie jou bloed nie. So dit is baie belangrik om dit te weet. Hoekom sê ek so? Want as jy dalk by die dokter kom en hulle toets jou hormone en hulle tel nie estrogen in jou bloed op nie, beteken dit nie dat jy nie estrogen het nie. Dit kan heel moontlik, estrogen word gestoor in jou vetweefsel, in jou borste, in jou boude, in jou bobene, vir mans ook, dit word daar gestoor, so, dis hoekom hulle biopsie doen, hulle trek nie jou bloed om te kyk, het jy estrogen in jou bloed nie. Okay, so as hulle toets vir borskanker, vat hulle 'n fisiese biopsie. Dis belangrik net om dit te besef. En dan ook, as iemand nou daai tipe borskanker gehad het en hulle verwyder die persoon se borste, moet daai persoon daarna vir 5 jaar lank 'n estrogen onderdrukker neem. En hoekom dit belangrik is om dit te besef, is dat selfs al word die broeiplek van die estrogen verwyder, het hulle agtergekom dat daar's 'n kans as die persoon nie daai tipe medikasie gebruik nie, sirkuleer daar nog steeds estrogen. En hoe dit moontlik is omdat jou byniere op jou kidneys, jou byniere wat op jou niere sit, hulle skei nog steeds estrogen af. So baie mense weet dit nie, baie mense dink is net jou seksorgane wat estrogen, progesteroon en testosteron afskei, maar jou byniere skei ook hormone af. So dit is baie belangrik net om dit te besef, en jy sal later besef hoekom. Okay, so dit is dit, kom ons gaan aan. So, hoe weet ek nou dat ek estrogen dominant is? Kyk, so bly julle het gevra, want hierso is die lysie. Okay, hier is sommer 'n hele lysie. Ek gaan tog deur dit gaan, so kopseer, haarverlies, veral as jou eyebrows, hulle sê thinning of the eyebrows, as jou wenkbroue dunner word, foggy thinking, as jy nie helder kan dink nie, is jy altyd so waserig, jy kan nie 2x2 net so in die nag hardop sê nie, dan geïrriteerdheid, geheueverlies, mood swings, so gemoedskommelinge, en dan hierdie een is 'n belangrike een, thyroid dysfunctioning mimicking hypothyroidism. Okay, so wat dit beteken is die tipe effek wat estrogen op jou skildklier het, laat dit lyk asof jou skildklier nie funksioneer nie. Hy mimiek die Engels hypothyroidism. Okay, hypothyroidisme.
dan lyk dit asof jou skildklier nie funksioneer nie, maar baie keer is die geval, as dit lyk asof jou skildklier nie funksioneer nie, is dit baie keer estrogen wat daai simptome namaak, dan lyk dit so, maar eintlik is dit estrogen wat die bad guy is, die slegte ouetjie is in die storie. So borskanker, dit maak jou vinniger ouer, dit maak jou vet, veral rondom jou maag, jou heupe en jou dye, okay? Dan baarmoederkanker, onvrugbaarheid, dan kry jy fibrosiste of vergroeisels in jou baarmoeder. Dit is nou baie keer soos endometriose. Estrogendominansie is die groot sonnebok vir endometriose. Dan ongereelde menstruasie, PCOS of polycystic ovary syndrome. En dan PMS. PMS is glad nie normaal nie. Baie van ons dink, dit is nou maar net, as dit van die maand is, dit PMS, soos dit is nie normaal nie. Dit is glad nie eintlik hoe dit moet wees nie. Soos jy baie pyn het, baie gemoedskommelinge, dit is nie normaal nie. Dan depressie met angs is baie keer estrogen. Dan voordat jy in menopause ingaan, beenverlies, osteoporose, slaaploosheid, toename in bloedverdikking en dan water terughou of opgeblaasenheid en kroniese moegheid. So wat baie belangrik is, wat ek net wil hê, of ek wil julle net hierop let, is kom ons vat nou waterretensie, né? Hoe sal die apteek of hoe sal die mediese stelsel hierdie simptome, onthou, dit beteken nie, as jy alles het, is jy eers estrogen dominant nie. Jy kan 3 of 4 hê, dis nie te sê, jy moet almal hierdie hê, en dan is jy eers estrogen dominant nie. So dis net belangrik om dit te besef, maar wat ek vir julle wil sê is, hoe sal die apteek waterretensie en bloating, opgeblaasenheid behandel? Ons sal vir jou 'n waterpilletjie gee, nie sonder 'n voorskrif nie, mense, jy sal enetjie by die dokter moet kry, hoor. Maar dit is tipies ietsie, dan dit eintlik estrogen dominansie, maar ons gee vir jou ietsie vir jou waterretensie. Selfs met slapeloosheid. Dit kan estrogen wees wat slapeloosheid veroorsaak, maar jy gaan dokter toe en jy sê, dokter, ek kan nie slaap nie, en jy kry 'n slaappil. Maar ons kom nooit by die wortel uit wat eintlik estrogen dominansie is nie. Hiermee sê ek nie alle slaaploosheid is estrogen dominansie nie. Ek wil julle net daarop let dat daar baie keer ander wortels is, maar ons mediese stelsel behandel kompartemente. Ek het dit al verduidelik in die vorige praatjie wat ek gehou het. Okay, so kom ons kyk bietjie hoe lyk dit in mans. Ons gaan net gou hierso aan. Kom ons kyk eers, hierso, skus, hierdie is nou nie die beste, toe ek hom nou vergroot, het hy nou 'n bietjie geblur, maar ek seker julle kan sien. Ek noem hierdie die peertannie en die appeltannie. Ek is 'n groot peertannie. Ek was nog altyd 'n peertannie, ek's daarom nou 'n bietjie beter, maar ek het nou maar gedink, dis op my hokkiebobene, my man het altyd gespot en gesê, ek het hokkiebobene. Maar estrogendominansie kan jy sien aan die vrou se liggaamsvorm. Groot boude, groot bobene, groot dye en ook vet rondom die maag, né? Maar 'n klein bolyf. Dis estrogendominansie, okay? Ek het wel hierdie in bygesit, die appeltannie. Dis gewoonlik die tannies met die maarbene en groot. Ek sê nou tannies, maar dit kan ooms ook wees, julle. Dis sommer maar net in my kop hoe ek het my laat sin maak. Maar die appeltannetjies is groot bolywe en klein bene. Din, hulle is soos 'n size 8 jean, maar hulle dra bo baie groot, okay? Hoekom ek altyd op die slide gesit het, is baie keer, soos wat julle nou gesien het, estrogendominansie veroorsaak dat jou bloedsuiker nie gereguleer is nie, né? So, baie keer kan dit gebeur dat estrogendominansie die rede is vir jou insulienweerstandigheid, omdat dit jou suiker die hele tyd laat spike, as jy ook nog 'n slegte dieet daarby het, en jy eet die hele tyd suikerige kosse, op 'n stadium kan jou insulienweerstandig raak teen die hele tyd die suiker, die hoë vlakke van suiker in jou bloed. So, dalk lyk jou liggaamsvorm nie so nie, maar baie keer kan estrogendominansie die rede wees vir insulienweerstandigheid, en eintlik is dit 'n bose siklus, want die insulienweerstandigheid vererger estrogendominansie. So, die twee gaan hand aan hand, maar ja, dit is nie te sê, as jy nie so vorm het, as jy nie so lyfvorm het, as jy sharp nie, jy kan 'n baie mooi liggaam hê, maar ook sukkel in 'n mindere mate met estrogendominansie of insulienweerstandigheid, maar meeste van die kere kan mens dit nogal sien aan die liggaamsvorm. Okay, ek wil net gou hierso bylaas. Okay, volgende in mans. Julle, ons almal het hierdie tipe ooms al gesien, dis dalk jou pa, dis dalk jou oupa, dis dalk jou oom, dit is dalk jou man.
Dit is dalk jy. So hierso is tipies groot borste, groot pens, né, groot maag. Dit is 10 teen 1. Ek wil net vra, skus, so julle almal net julle self mute. Dankie. Dit is 10 teen 1 estrogen dominansie. Okay, ons sal sien low testosteroon, met ander woorde verlaagde seksdrang. High toxic load, dit beteken die organe raak nie effektief ontslae van al die toksines nie. Okay? Dan insulienweerstandigheid is ook hand aan hand met dit. Inflammasie, die hele lyf, dit sal mense wees baie gout kry, hulle gewrigte is pyn die hele tyd, soeibrand, hulle het die hele tyd net, is hulle eintlik ongemaklik, maar hulle leef nou al net met die simptome, hulle drink nou maar 'n pilletjie vir die simptome. En dan 'n verstopte lewer, met ander woorde hulle lewer, saam met hierdie high toxic load, kan die lewer, so hulle twee gaan eintlik hand aan hand, die lewer kan nie ontslaa raak van al die toksines nie. So dit akkumuleer in die lewer en dan word die toksiese lading al hoe groter, want die lewer kan nie ontslaa raak daarvan nie. So dis ook maar weer eens 'n bose siklus. Hierdie is baie belangrik om te besef, julle. So, dis jou endokrine stelsel. Dit is nie net jou seksorgane, jou ovariums en jou testis nie. Okay? Dit is jou pankreas, jou adrenale cortex, dis jou byniere, sien julle, hulle sit hier so bo op jou niere, en dan jou skildklier, jou pituitary klier en jou hypothalamus. So, estrogen het 'n invloed op letterlik elke liewe een van hierdie sisteme. Dis hoekom ons kan nie ietsie so slapeloosheid, net 'n pilletjie drink vir slapeloosheid nie. Ons moet gaan agterkom wat is die rede, want dit is dalk estrogen dominansie. Okay, so dit is belangrik. En dan weer eens is dit is baie crucial, maak 'n nota vir jouself in jou brein, dat jou skildklier en estrogen het 'n baie naverwantskap, en as daar 'n wanbalans is in estrogen, gaan jy met jou skildklier sukkel, en dit het 'n boksie vol, 'n Pandora boks vol goeders wat dan verder verkeerd gaan. Okay, so dit is nie ietsie waarmee ons speel nie. Okay, hier is ons nou 'n lekker gedeelte, ek net gou 'n slukkie water vat. Die redes vir estrogen dominansie. Okay, die eerste een, soos ek nou vir julle aan die begin genoem het, estrogen gaan sit in jou vetweefsel, né? So, dan sal die obviousste, die mees waarskynlike rede vir estrogen dominansie sal wees, jy is oorgewig, okay? Want estrogen akkumuleer in vet, so hoe meer vet jy het, hoe groter jou borste is, hoe groter jou bobene is, waar ook al daar vet is, estrogen kan selfs in jou, dit kan sit in enige vet, ek het nou net daai spesifieke areas genoem, maar so oorgewig mense is meer geneig tot estrogen dominansie, okay? Tweede een, ons kry te veel eksterne estrogen in, diereprodukte. Ek het hierdie nou al genoem op 'n vorige praatjie, maar luister maar gerus weer. So ons vleis en ons suiwel, ons melk, ons eiers, ons yoghurt, die diereprodukte, die diere is gespuit met antibiotika en met hormone, want hulle wil hê daai goed moet vinniger groei, dat hulle vinniger by die winkel kan kom, chop, dan kry hulle lekker geld, okay? So, diereprodukte het hormone in, ons eet daai hormone, en ons eet daai vleis, en dit veroorsaak estrogen dominansie by ons. Tweede een, geneesmiddels, die voorbehoedpil en hormoonterapie verhoog ons estrogen geweldig in ons liggame, okay? Dan die derde een, drinkwater. Mense, omdat elke tweede vrou amper voorbehoed of hormoontablette gebruik, hierdie goed spoel af in ons dreinwater, dit word gesirkuleer, en dit kom weer terug in ons drinkwater in. So ons drinkwater het baie estrogen in. Ek wil sommer net 'n interessante ding kom ons gaan eerder na xenoestrofens toe. Estrogene, dit is in ons skoonmaakmiddels, so hulle noem dit endocrine disruptors, met ander woorde, dit krap jou endokrine stelsel op. Dit is in jou skoonmaakmiddels, die chemikalie daarin, in jou make-up, jou grimering, jou velprodukte, parfuum wat ons aansit, julle verstaan nie hoe krap parfuum jou hormone om nie. Soos parfuum is 'n no-go, soos daar's verskriklike erge chemikalie in mense parfuum, wat net jou hormone totaal en al omkrap. Ek het 'n vriendin wat sy 3 miskrame in 'n ry gehad, en toe het God vir haar begin sê, hoorie, maak jou hele huis skoon, haal al die gank uit, al die chemiese middel, los jou velprodukte, en soos haar kind is nou 2 jaar oud, sy het nou al tweede kind, sy het letterlik, kon sy estrogen dominansie oorkom, deur net haar huis ordentlik skoon te maak van al hierdie chemikalie, okay? Dan gifbespuite kosse. Baie keer kry mense wat vegans is, kry borskanker of hulle kry 'n tipe kanker. En dan sê hulle, maar hulle verstaan dit nie, hulle neem nie enige dierprodukte in nie.
Dit is omdat ons vrugte en ons groente nog steeds bespuit is met gifstowwe en hierdie gifstowwe krap ons endokriene stelsel op. Dit maak dat ons meer estrogen produseer. Okay, so ons almal kry way te veel, kry heeltemal te veel eksterne estrogen in. Die volgende een is ons eliminasie weer. Ag, ekskuus julle, ek het dit nou direk vertaal. Ek seker daar's baie beter Afrikaans, maar dit werk nie soos moet nie. Met ander woorde, die organe in ons stelsel of die stelsels in ons stelsel wat moet ontslae raak van estrogen werk nie soos wat dit moet nie, dan hoop dit op in ons liggame. Okay, die eerste een is jou lewer. So, dis as gevolg van medikasie, julle goeie soos cholesterolmedisyne, weerhou actually jou lewer se vermoë om van medikasie ontslae te raak. Dit blok, as ek nou eenvoudige terme kan gebruik, dit blok letterlik jou lewer oor tyd. Begin dit jou aanpak in jou lewer, dan kan jou lewer nie meer ontslae raak van gifstowwe soos wat dit moet nie. Lae magnesium veroorsaak dat ons toksine nie kan uitkom nie, dat estrogen nie kan uitkom nie. As ons te veel slegte bakterieë het, ek sal nou kom ek praat daarby as ek by die kolon kom. As ons te min verteringsensieme het, as ons kosse nie behoorlik afverteer word nie of verteer kan word nie, dan kan ons lewer ook nie ontslae raak van die estrogen wat in ons kosse is nie. So verteringsensieme is eintlik baie belangrik om ontslae te raak van estrogen en dan te min vesel in jou dieet. As wat te min vesel is, sukkel jou lewer ook met eliminasie van estrogen. Dan jou darmes, jou kolon veral. So wat eintlik gebeur is jou goeie bakterieë, wat dit doen met oortollige estrogen. Dit skakel oortollige estrogen om in 'n onaktiewe vorm dat dit uitgeskei kan word. As daar gut dysbiosis is, met ander woorde jou goeie bakterieë word oorheers deur die slegte bakterieë. So in normale omstandighede moet jy 80% goeie bakterieë hê, 20% slegte bakterieë. Maar as die slegte bakterieë oorheers, dan skakel hulle die onaktiewe estrogen terug in 'n aktiewe vorm en dit word opgeneem in jou bloedstroom in. So dit is baie skadelik eintlik as jou gutbalans nie reg is nie. Dis hoekom goeie bakterieë kardinaal belangrik is vir jou gesondheid. Okay, dan die volgende een is jou niere. As jou niere nie reg werk nie, kan estrogen ook nie uitgeskei word nie. En dan sal ek maar net hier sê by jou kolon, as jou maag nie byvoorbeeld elke dag gaan nie, gaan pak hierdie estrogene in ons kolon se voue in. Dit word toksies oor tyd en dit word geherabsorbeer in ons bloedstroom. Okay, so ons maag moet die hele tyd gaan, mense. Poop a day, soos ten minste, daar is nie ietsie van ek skiep 'n dag nie, jou maag moet elke liewe dag van jou lewe gaan. Okay, anderstes, hersirkuleer hierdie goeters in ons bloedstroom. Dan te lae progesteroon, so ietsie wat ek dalk nie genoem het nie, is estrogen en progesteroon werk soos 'n wipplank. Kom ek kyk, kan julle dit sien? Ja, 'n wipplank. Okay, eerste gedeelte van die siklus, estrogen die hoogste, as hy die hoogste is, druk hy progesteroon af. Okay, tweede helfte van die siklus onder normale omstandighede gaan progesteroon weer op. Progesteroon wat opgaan, druk estrogen af. So hulle werk soos 'n wipplank, okay? Maar wat nou gebeur is as estrogen die heeltyd dominant is, kry progesteroon nie kans om op te druk sodat hy estrogen kan afsak nie. So estrogen domineer die heeltyd vir progesteroon. So hoekom sal progesteroon laag wees, nê? Dit kan gebeur as gevolg van stres, julle. Stres verhoog jou kortisol, dan kan jou liggaam, as daar die heeltyd hoë kortisol vlakke in jou liggaam is, sukkel jou liggaam om progesteroon te produseer. Okay? Baie belangrik. So stres is ietsie waarmee ons nie kan speel nie, ons moet dit aanspreek. Dan mense wat nie ovuleer nie, of wat byvoorbeeld op kontrasepsiepille is, dit veroorsaak ook dat daar te min progesteroon is. As jou skildklier nie aktief is nie, soos hy stadig, hy's hypothyroidisme noem ons dit, dan is dit baie moeilik vir jou liggaam om progesteroon te maak, want jou skildklier help om progesteroon te maak. So as sy funksie nie reg werk nie, ons het ons nou gesien, progesteroon het 'n beskermende effek op jou skildklier. So daai twee werk so saam, so as daar te min skildklierfunksie is, kan ek maar sê, dan sukkel jy ook met progesteroonproduksie. Dan hier is ons 'n interessante een, lae cholesterol verlaag jou progesteroon. Okay, julle, kom ek verduidelik julle hoe dit werk. Jou liggaam het Vitamiin D nodig vir elke liewe hormoon wat jy produseer. Jy het Vitamiin D kardinaal belangrik, soos jy moet Vitamiin D inkry. Cholesterol help met die absorpsie van Vitamiin D. Hoe laer jou cholesterol is, hoe slegter gaan jou liggaam Vitamiin D absorbeer, hoe minder maak jou liggaam hormone.
Okay? Dit is baie interessant. So moenie altyd dink slegte cholesterol moet net laag wees nie. Daar is baie neeweffekte as jou cholesterol te laag is. Dan vrouens wat ook 'n premenopause, net voor menopause sak jou progesteroon natuurlik, okay? En dan mense wat baie erg diet of vas of wat die hele tyd op sulke dieete is wat hulle dan baie eet, dan bietjie soos glad nie normale kalorieë of soos 'n goeie gemiddeld kalorieë elke dag kry nie, of wat baie erg eet, oefen. So gimnaste, atlete, sulke tipe mense sal jy sien, hulle ovuleer nie, hulle het nie hulle maandelikse siklus nie en dit is as gevolg van te min progesteroon. Okay, so hoe kan ons dan estrogen dominansie aanspreek? Ek wonder hoeveel tyd is oor. Kom ek kyk net gou hoe laat is dit. Okay, nee, ek dink ons het nog tyd. Ons het tyd vir 'n slukkie water. Okay, so hoe kan ons estrogen dominansie aanspreek op 'n natuurlike manier? Belangrikste een julle, dieet en leefstyl, ons almal se gunsteling, want is goedkoop, is eintlik goedkoop en is eintlik maklik. Mens moet net soos harde aanpassings doen. Ons moet organiese, GMO-free, dit is wat nie geneties gemodifiseer is nie, vleis en suiwel eet. Okay? Eerstens, dit is duur, ek weet dit is duur, nie alle plekke het dit nie, maar dit is die ideaal om sulke tipe vleise en vleis en suiwel te eet. Organiese groente en vrugte, goed wat vry is van bespuite gifstowwe, okay? Dit is baie belangrik. Wat ek hierso sien is, ons kry ons eie plase, ons groei ons eie groentes en vrugtes, dis wat ek hierso sien. Dan moet ons water koop, ons kan nie meer water uit die krane uitdrink nie, dit is hartseer, maar dit is die realiteit. Ons moet kyk na ons velsorg, organiese velprodukte, nie chemiese, omgewingsvriendelike skoonmaakmiddels. Daar is al baie sulke op die rak beskikbaar, goedkoop opsies mense, asyn en koeksoda, dis my go-to. Dit is maar harde skropwerk, maar ten minste word jou hormone nie omgekrap nie, so ek sien dit as dis die ligpunt vir my. So ja, dit is hoe ons met ons dieet en leefstyl regtig baie vir ons gesondheid kan doen. Okay, volgende. Okay, vermy kroniese geneesmiddelgebruik. Dis baie moeilik in vandag se tyd. Hormoonterapie, ten alle koste moet ons hormoonterapie vermy. Julle gaan lees die voubiljet, daai goeters is daar vir 'n rede. Ek het nou die dag sy met 'n goeie vriendin vir my gesê, sy lees nie, sy weet dis baie naïef, maar sy kies om nie die voubiljet te lees nie, want sy's bang, as sy vind wat sy eintlik drink, as sy die waarheid uitvind van wat sy drink, gaan sy nie meer hierdie goed kan gebruik nie, en dit help haar op hierdie stadium verskriklik baie. So, gaan lees bietjie die neeweffekte, komplikasies, dis daar vir 'n rede. Hormoonterapie moet in alle koste vermy word. Probeer alles anders voordat jy 'n pil gebruik vir jou hormone. Baie belangrik. Ek hoop uit hierdie praatjie uit sal julle verstaan hoekom. Tweedens, so hormoonterapie, voorbehoedmedikasie en dan goed soos cholesterolmedikasie, julle. Dit letterlik oor tyd verstop jou lewer. Jou lewer kan dit nie estrogen van vry raak nie, maar dit kan van alle toksine in jou liggaam sukkel dit om dit vry te stel. Okay, dis wat cholesterolmedisyne doen, dit akkumuleer in jou lewer. Dis hoekom mense goed so spiersiektes kry op die langtermyn. Okay, volgende. Dan vul ons natuurlike progesteroon aan. Ek wil net kyk of kan ek hierdie ding skuif. Gaan julle dan, ek wonder of julle my gesig nog steeds kan sien. Kom ons kyk waar gaan ek my sit? Hallo, kom ons maak so, okay. So ons vul aan ons natuurlike progesteroon, hoekom? Want progesteroon druk estrogen af, as hy lig, dan druk hy op 'n natuurlike manier estrogen af. So, ons kyk vir bestanddele soos Wild Yam, hy's 'n voorloper van progesteroon, dit is nie progesteroon nie. Hy help jou liggaam om progesteroon te produseer. Wat doen ons liggaam as ons progesteroon styg? Hy druk ons estrogen af. Okay, ek het minder as 10 minute oor, maar ek gaan klaar kry, yes. Dan, natuurlike progesteroon tree op as 'n natuurlike antidepressant, dit help om jou gemoed te lig, so dit is ietsie waarna jy kyk, voordat jy kyk na antidepressante, dit hang nou ook af wat is jou geval, maar as jy 'n baie ligte vorm van depressie het, is progesteroon 'n baie goeie opsie om na te kyk. Dit is kom mense wat borsvoed, oor die algemeen, het hulle nie depressie nie, jy voel nogals goed, want daar is heeltyd oksitosien en progesteroon wat afgeskei word, natuurlike antidepressant.
Dan bring dit verligting vir hoofpyne, PMS en warm gloede. So hierdie roompie is 'n wenner vir mense in menopause. Is ietsie om te onthou. Volgende een, maak jy jou kolon skoon. Okay? Herbal Fiber Blend trek oortollige estrogen uit jou kolon uit. Ek het al hoeveel mense gehelp wat hulle sukkel met PMS, ongereelde menstruasie. Die oomblik as hulle kolon ordentlik skoon kom van estrogene, dan kom al daai goed reg. Hulle siklus is nie meer ongereeld nie, hulle het nie meer erge PMS nie en dit is letterlik omdat estrogen uit hulle kolon uit verdwyn. Okay? Jy kan ook die vesel in jou dieet vermeerder en dan hierdie twee moet eintlik omgeruil word. Herbal Fiber Blend bevorder gereelde stoelgang, maar jy wil elke dag stoelgang hê. Stoelgang is jou vriend. Okay? So jy wil elke dag stoelgang hê, dis baie goed en natuurlik dit moet gebeur. Okay, volgende moet jy jou byniere voed. Soos ek vir julle gewys het, is jou byniere deel van jou endokriene funksies en jou byniere skei ook estrogen en progesteroon af. So jy wil jou byniere voed. Okay, so Composure, dit is hierdie produk hierso. Hy bring verligting vir angstigheid, hy help om adrenalien en kortisol te beheer. Ons wil nie die heeltyd hoë kortisol en adrenalien in ons bloedstroom konstant hê nie. Dit affekteer progesteroon, minder progesteroon word geproduseer en meer estrogen word geproduseer. Ek kan net vir julle hierso het ek 'n mooi beskrywing gehad van dit. As jy baie stres of angstig het, is daar 'n verhoogde kortisol, okay? Kortisol druk jou skildklierfunksie af. Dis een van die goeie wat kortisol doen. Julle ekskuus, ek het dit nou ergens neergeskryf, maar ek kry dit nie, kom ons gaan aan. Die volgende produk is Ginkgo Sense, wat ook baie help met estrogen dominansie. Hy spreek baie van die estrogen dominansie simptome aan. So hy verdun jou bloed vir mense wat sukkel met dik bloed. Hy bevat ashwagandha. Ashwagandha is 'n baie awesome kry. Hy's 'n adaptogen. Met ander woorde, hy pas by jou liggaam aan. So as jy te veel adrenalien afskei, help hy om jou adrenalien af te bring. As jy te veel kortisol afskei, help hy om kortisol af te bring. Dieselfde met as dit te min is, help hy ook om dit te normaliseer. So hy reguleer jou bynierfunksie. Jou byniere skei kortisol en adrenalien af. En dit kan ook help met erektiele disfunksie, want dit verbeter die suurstof in jou bloed en dit verbeter ook bloedsirkulasie. Okay, so dit is regtig 'n baie awesome produk. Okay, hoe gaan jy jou skildklier in hierdie tyd jou skildklier ondersteun? Deur barley te drink. Barley het kelp in julle. Jodium is kos vir jou skildklier. Okay, kelp bevat jodium. So jodium is iets waarna jy kan kyk as jy die regte tipe aanvulling kry, of kelp. Kelp is baie goed vir jou skildklier. So vir normale skildklierfunksie, onthou hoe beter jou skildklierfunksie is, hoe beter reguleer hy jou estrogen en progesteroon balans. Okay, hy het ook te doen daarmee, so jy wil jou skildklier ondersteun. Die volgende enetjie, hierdie is interessant, ek het hierdie eintlik vir julle genoem. Jou brein het vet nodig om estrogen reg te reguleer. So as jy hierdie non-vet fat diets doen, mense, dit is nie goed vir jou nie, jy het vet nodig, jy het cholesterol nodig, okay? So omega-3 ondersteun jou skildklier, want hy help jou brein om aan jou skildklier en aan jou byniere en aan jou voortplantingsorgane te sê skei estrogen en progesteroon af, en dan stabiliseer hy jou bloedsuiker, reguleer 'n gesonde gewig. Vitamine D is belangrik vir die endokriene stelsel. Onthou ek het julle gesê, jy het Vitamine D nodig om hormone te produseer. Cholesterol help met die opname van Vitamine D. So vet help met die opname van Vitamine D. Dis belangrik. Okay, hierso sommer net ietsie wat julle net 'n notaatjie kan oopmaak. Die beste 4 goeders vir 'n skildklier is omega-3, hoë dosisse omega-3, coconut, wat sit in Afrikaans? Kokonoot. Nee, wat? Klapper, ja, klapper. Dis klapper die vrug. Okay, maar in afval coconut. Is baie goed vir jou skildklier. Jodium, soos wat ek reeds gesê het, en oefening. Dis 4 goed wat jou skildklier verskriklik goed doen en wat dit help om hormone reg te reguleer. Dan vertering, onthou ek het ons genoem in jou lewer, as jy te min verteringsensieme het, sukkel jou liggaam om estrogen van ontslae te raak. Prepzymes het papain in, dit is papaja ensieme en knoffel ensieme. As jou kos beter afgebreek word, sit dit nie vas in jou kolon nie, en dan kan jou lewer die stowwe beter elimineer. En ja, julle, dit is dit. Wow, ek is baie trots op myself dat ek klaar gemaak het in tyd met hierdie presentation of met hierdie voorlegging. Kom ek gaan net gou hier, waar gaan ons ingaan by Zoom? So daar, nee, hoe maak ek nou hierdie ding groot?
Okay, julle, ek leer nog hoe hierdie Zoom behoorlik kan werk. Ekskuus, ek weet nou net nie hoe om ons hoe om almal groot te maak hier nie. Maar in elk geval, ek sien ons al 4 minute aan. So, volgende week gaan ek praat oor die endokriene stelsel. Dit is om ons te leer hoe jou liggaam werk. So, wat doen jou beinniere, wat doen jou brein, wat doen jou hypothalamus, wat doen elkeen en wat is estrogen se rol in elkeen. Okay, net dit is baie belangrik dat ons leer hoe ons eie liggame werk, want dan kan ons die dots begin connect. Okay, miskien het ek kopseer, want dit is eintlik ietsie met my hormone te doen. Dit is nie net ietsie waarvoor ek 'n kopseerpil gebruik nie, of ek het slapeloos, so ek is slapeloos, ek sukkel met gewig rondom my bobene, en kom ons sê ek het haarverlies. Kan dit dalk ietsie met estrogen wees? Kom ons gaan kyk, en hoe kan ek dit verbeter? Dis die hart van hierdie, om vir julle tools te gee, om jou eie gesondheid in jou eie hande te vat, want onthou, dis niemand anders se verantwoordelikheid as jou eie nie. Dis nie die dokter se verantwoordelikheid nie, dis nie die apteker se verantwoordelikheid nie. Jou gesondheid is jou verantwoordelikheid. So, dit is die doel van hierdie praatjies. En ja, julle is so welkom om my te kontak. Julle is ons nou op die Back to Eden groepie, vir die van julle wat nie is nie, wie ook al jou genooi het, as jy my nommer soek, kry ek maar by daai persoon, hopelik het hulle dit. Maar ja, ek is daar om te help, as julle enige hulp nodig het, of vrae het. Ek moet net gou kyk of is daar nou ietsie wat ek gemis het, want dit voel vir my, dis te goed om waar te wees, dat ek so vinnig deur hierdie gekom het. Ja, okay. Ek gaan dan vir julle nag sê, julle moet 'n lekker aand hê, en baie dankie vir julle tyd. Ek waardeer dit so baie dat julle vanaand ingeskakel het. En ons sal volgende week Dinsdag sal ons dan aangaan met estrogen dominansie. As julle enige idees het of enige spesifieke goed het wat julle wil hê ek moet oor praat, stuur asseblief my boodskap. Ek kyk graag daarna. Ek wil graag na volgende week se estrogen dominansie wil ek 'n bietjie praat oor die kolon, bietjie meer in diep daarin indelf. Maar ja, as al goed is soos allergieë, ekseem, ek weet nie, enigiets soos dit, stuur asseblief my boodskap, dan kom ons by die kap van die byl van hierdie siektes uit. Dis die doel met hierdie praatjie. Okay, julle, lekker aand. Ek gaan afsit. Kom ons kyk hoe doen ek dit. Ek gaan stop share, en dan kan ek, waar sê ek, end meeting, end. Okay, lekker aand julle. Bye.